Goeiedag graad 11 en ons trek by les 17. Kry vir my jou handboek en jou skrif en jou skryfbehoeftes bymekaar. Nog 'n oefening, voorbeeldoefening vir ons vervaardigingskoste grootboekrekeninge. So kom ons kry jou goedjies bymekaar en ons begin. Goed, so ons gaan kyk na aktiwiteit 3 op bladsy 303 en hy volg omtrent dieselfde trant as ons vorige enetjie. Hier gaan ons net nou ook een van ons rekeningkies uithaal. Ons gaan nie so baie van ons grootboekrekeninge doen nie. Dit beteken nie jy gaan nie meer die somme hoef te doen nie. Hierdie somme word nou alles net in hakkies vir my getoon waar dit dan van toepassing is, sodat jy nog steeds jou deelpunte kan kry. Jy gaan nou net nie meer al die rekeninge spesifiek doen nie. Nou die grootboekrekeninge wat ons hier gaan nodig hê, hier is hulle. Ons het direkte materiale, daar gaan jy so 6 lyntjies nodig hê. Voordat jy skryf werk en proses lyn trek, dan werk en proses gaan 7 lyne gebruik, klaarprodukte gaan 5 lyne gebruik en fabrieksbokoste gaan 8 lyne gebruik vir sy inkomste. Hier sal jy nou vir sy inskrywings. Hier sal jy nou sien ek vra nie spesifiek indirekte materiale nie, maar indirekte materiale gaan jy daardie inskrywingkie maak in die kantlyn om dit te bereken wanneer jy dan by fabrieksbokoste kom. Kom ons kyk gou van die begin af. So weer eens gaan jy al jou rekeninge oopmaak met die lyntjies wat ek nou vir jou gegee het, omdat jy nie 'n antwoordblad het nie. Wees wel rustig dat wanneer jy in 'n toets of 'n eksamen sal kom, jy dit as 'n antwoordblad met genoeg lyntjies dan sal kry. Tweedens gaan jy weer vir my kyk na die inligting wat in jou boek is op bladsy 303. Weereens begin ons daar met openingssaldos of beginsaldos op 1 Maart en ek gee vir jou roumateriaal, werk en proses klaarprodukte se voorraad, se aanvangsvoorraad, se beginvoorraad en dan sal jy ook sien dat verbruiksvoorraad het 'n openingssaldo, alhoewel ons nie sy rekening moet doen nie. Dit bring my terug hier na nommer 4 toe, so jy gaan klaar hier 'n saldo kan invul. Dan by nommer 3 gaan ons al die inligting inskryf. Dit kom dan van nommertjie 2 af in, die opsomming van transaksies vir die jaar geëindig 28 Februarie en skryf solank daar al die inligting in wat jy kan inskryf, nee. Direkte materiale, maar wees net versigtig, jy moet omblaai op bladsy 304 gaan jou ekstra inligting aan. So moet nie stop aan die einde van bladsy 303 nie, daar is omgeblaai na bladsy 304 nog inligting wat jy moet kry. Dan gaan onthou, soos wat ek nou gesê het, indirekte materiale gaan 'n sommetjie wees wat jy moet maak. Jy kan dit in 'n T-rekening en ek stel voor gebruik die T-rekening metode in die kantlyn, of jy kan dit lineêr maak, nee, onder mekaar. Nog steeds sê beginsaldo plus die aankope minus eindsaldo is die bedrag waarvoor jy dan soek, wat na fabrieksbokoste toe moet gaan. So jy kan dit so doen. Want daardie getal, hierdie X wat ons hier wil uitwerk, gaan na fabrieksbokoste toe. As jy fabrieksbokoste in sy rekening klaar uitgewerk het, moet dit weer terug gaan na werk en proses toe, nee. Dan kan ons eers werk en proses afhandel, sodat ons klaarprodukte toe kan gaan en dan natuurlik na ons koste van verkope kan gaan uitwerk. In hierdie oefening spesifiek gee hulle vir jou die beginsaldo's, hulle gee vir jou die inligting en dan as jy gaan kyk op bladsy 304 by nommertjie 4, gee hulle dan ook vir jou die eindsaldo's na 'n fisiese voorraadopname. So hier gaan jy met omtrent al hierdie rekeninge waarmee ons werk, die beginsaldo plus sy inskrywings en die eindsaldo en jy gaan moet terugwerk na die bedrag wat dan uitgereik is na die volgende rekening toe. So die eindsaldo's word gegee en jy moet terugwerk om die ontbrekende getal te kry. Byvoorbeeld in direkte materiale moet jy terugwerk om te sien wat is die getal wat uitgereik is na werk en proses. En as jy werk en proses klaar het, sit jy die eindsaldo in en jy werk terug om uit te werk hoeveel van daardie werk en proses voorraad is uitgereik na klaarprodukte toe. Dan heel laaste in hierdie oefening is daar 'n paar ekstra vragies gevra om vir jou net baie van hierdie teorie ook saam te vat wat ons al van les 11 af doen. So daar is nog 'n paar ekstra teorie vragies wat jy dan net vir my kan klaarmaak. Goed, aktiwiteit 3 dan is die huiswerk wat jy gaan doen vir die res van hierdie periodetyd. Daar is nog genoeg tyd dat jy dit nie na skool hoef te doen nie, jy kan dit nog in hierdie tydjie klaar kry. So sit jou foon af en bære hom een kant en kom ons konsentreer op die les wat volg. So aktiwiteit 3 op bladsy 303 gaan vir my aan in jou skrif. As daar iets is waarmee jy vashak of waarmee jy sukkel, maak 'n nota aan die kantlyn,
stuur vir my 'n boodskap, ek kom terug na jou toe so gou as wat ek kan. Dan sal ek hierdie memo heel moontlik op die WhatsApp groepie vir jou aanstuur. Behalwe as ek genoeg vragies kry, dan kan ek dalk hierdie oefeningkie met jou behandel in die volgende les. So asseblief laat weet vir my hoe dit gaan. Het jy genoeg data, kan jy die lesse aflaai en is jy op datum? Soos ek al 'n vorige keer gesê het, dit is nogals belangrik vir my om die voorbereiding te doen vir wanneer ek jou weer in die klas gaan sien. Nou tot dan mense, kom ons werk saam en ons kry ons werk op datum. Bly in jou huis, bly warm en bly veilig en mooi bly.